die gelukkige nuwe eienaar van 'n 11 jaar oue Jones masjiene. Ja hoor. Dane, maar jy lyk nie vir my benoud nie, want as jy nou 'n 11 jaar oue Hilux van Wilco Jones gekoop het, né, en jy weet hoe hy ry, Ja. sou jy bekommerd gewees het. Ja. Ja, ek sou ook. Maar hoekom is jy nie bekommerd oor 'n 11 jaar oue Jones masjiene nie? So oom is bekend vir pulmasjiene. Dankie. Toe ek hierdie kry en ek het gesien alles wat ek by met hom kry en ook hoe oom sê ons kan expand sonder om ekstra, ons bou net aan wat ons het. Ja, want ons het die tekeninge en goeder, Ja. so, en ek weet wie se aanleg jy gekoop het, ek weet presies wat jy alles het, Ja. die skaal, die koelertjie, die hele storie, ek het al die tekeninge van dit, en om dit te vat en net by te las, maak dit soveel makliker, ek hoef nie dat ek nie wil nie, maar ons het net nie tyd nie, dis hoekom ons nie na ouens toe gaan nie. Laat ons hom oordoen, check of hy reg is, dit lyk nie of dit 'n groot rekening gaan wees nie. Ja, en dan die replacement parte ook. Ek dink dis 'n groot ding wat jy altyd sukkel met machines, is kry ek parte vir daai masjiene as iets breek. ja, veral na 11 jaar. Ek is nie 'n meganiese ou, so hoe maklik as moontlik kan ek 'n masjien kry, hoe beter. Maar wat is jou agtergrond? Wat doen jy en wat beplan jy met die masjien? So ons doen dierevoeding, Wat is jou plek se naam? Two Thorns Agri. Dis 2 dorings agri, Ja, 2 Two thorns Thorns agri. Ja, so- En jy's in die die magtige stad, Sien daar, van Tabazimbi. Tabazimbi Ons af. werk oral. Maar hy werk oralster, hy soos Jones masjiene. Alright. Ekskuus, ek het jou nou in die rede So geval. ons doen voere, ons doen meer custom mixes vir die ouens. So as 'n ou iets spesiaal soek of hy wil iets inmeng, dis hierdie deel, maar ons kry ook daai minerale en daai tipe goed vir die ouens. So as jy sukkel om voer te kry en daai goed doen ons dan kan ons dan meng of vir 'n ou meng of spesiale premix vir jou meng of mineraalpakke of ek het probleme met loopmaag of dit ons meng daai goed bymekaar vir jou. So jy is 'n herbalist Ja, vir diere. vir diere. Ja, amper so iets, ja. En weet jy wat maak my nou opgewonde van jou? Toe ons net nou gepraat het, toe praat jy van Dr. Jasper Coetzee. Ja. En julle, dit is die mens wat ek die grootste respek in die wêreld het en die feit met kruipvoeding. Ja. Hoe belangrik kruipvoeding is, want jy het bokke, né? Ja, so ons die hoofsaaklik wat ons hoekom ek die pulmasjien originally gekoop het of hoekom ek pille begin maak was vir 'n voerkraal. Hy het nou gegroei in 'n besigheid. Ja, maar hoekom in 'n voerkraal? Hoe help people? Verduidelik vir my. So vir my ek het dit gaan toets. So ons voer bokke en skape. So die grootste ding wat ek gesien is seleksie. So hulle selekteer uit die voer. So ek kry nie die groei wat ek wil kry nie. Dis amper as jy nou 'n volvoer gooi en dan gooi jy 'n bal gras saam met dit. Jy gaan 40% van die bal gras eet en dan gaan 60% van die voer. Dan verloor jy gewig. Nou die benefit om 'n pil te gooi is jy kry al jou hele rantsoen in een gemeng. Want ek sê altyd vir die mense, dit is soos Kersfees by ouma. Ja. Ouma, Kersfees, is dit skaapbout, hoender, turkey, kalkoen en klomp vleise. Ja. En dis wit koek, bruin koek, jelly, groen jelly, rooi jelly, roomys, alles. Ja. Wat doen ouma nuwejaar met pudding? Sy meng alles by mekaar. Sy maak trifle. Ja. En dan staan jy daar, dan gaan jy nie die rooi jelly uitsoek nie. Ja. Jy skep en jy eet maar die trifle net so lekker nuwejaar as En daar's Kersfees. geen van 'n voedingskant af was geen twyfel aan die benefit om 'n pil te voer. Jy moet 'n pil voer. Jy kry innames, jy kry beter voer of beter die density van jou voer is Oor die digtheid van die voer is hoor. So jy kry as ek nou hierdie sakke nou vat en ek vat 2 van daai sakke maak pille, dan kry ek net 1 sak uit. So elke happie wat daai dier vat is so baie beter. Okay, so kom ons kyk en dan die pille wat warm is moet sekerlik tog bietjie van die moet jou temperatuur wat jy opsit moet jy glutifisering kry wat jou stysels gaar maak. Benefit, maar dan kry ons mos die benefit in die pil en maak 'n beter kwaliteit pil. So hy gaan alles wat ons doen gaan 2 kante toe en dis hoekom jy ons voedingskundiges hier so aan gebruik. So eintlik kan 'n ou nie 'n dier voer as jy nie pil nie. Ja, daar's plekke waar jy kan geld spaar, maar soos 'n bees, hy's 'n balkvreter. Ja nee, bees sal ek nooit pil nie. Bees anders. Maar 'n kalf, daar is spraak, ja, maar kalf definitief pil. kalf kruip. Maar
daar's definitief soos met beeste. Daar is proewe gedoen waar die inname op lekke baie beter is, want hulle selekteer dalk nie, maar hulle mors nie. Wilco, dit is wat die ouens in, help my net gou, waar doen? In Zimbabwe. Die ouens in Zimbabwe, waar hulle tipies lang gras het wat die beeste in die winter nie wil afwy nie. Maar hulle maak 'n 10 mm pil wat hulle in die pilmasjien pil, so hulle pil hulle lekke en dan gooi hulle dit in die lang gras af. En dan vir die bees moet dan gaan en hy moet die lang gras vreet om by die lek uit te kom. En die ouste redenasie is hulle stamp hom bietjie met ureum. Klink 6% te veel. Ja. Hoeveel kan jy gaan? Dit gaan alles van hoeveel van hulle elke dag eet. Okay. Maar ek wil net nie verkeerde inligting gee nie, maar kom ons sê daar's baie ureum in en die ou het gesê as hulle die ureum gooi, dan sal dit wat daar is groter as dit reën, dan loog dit uit in die grond. So hy gebruik hom as 'n fertilizer. As 'n fertilizer of as 'n voer, want as jy dit in 'n bak gooi en dit reën, het ek sien die beeste gaan lê op hulle rug en hulle voete boontoe en dan brand die son hulle pense dood. Net as jy nie gate in jou bak het nie. As jy nie gate in jou bak het nie. Maar daai ureum wat oplos in die water is 'n groot probleem. So die ouens begin dit nou doen. So en oom ureum inname gaan met mielie inname ook. As jy meer mielies, jy meer ureum eintlik ook. Is dit die verhouding daar so net naaste my? Ja, daar is verhouding, dit onthou jy voel die microbes. Jy voel nie jy gee kos vir die mikrobes in die maag. Om die so wat het iets nodig om te groei? Het energie nodig en hy het proteïen. So hy het mielies nodig, hy het proteïen, iets om op te groei en iets te eet, die stysel van die gras. So daar's klomp goed, maar ek dink met gepillery, die grootste ding in beeste is mors, want jy het al gesien hoe eet 'n bees in 'n krib. Hy is nie 'n selektiewe vreter nie. Hy sit sy kop daarin, as jy hom daar uittrek en val half jou voer uit sy bek uit op die Presies. Dan reën en dan muff dit en dan groei daai. Op die einde het jy meer probleme as wat jy dink. So jy kan die ouens help met vitamiene en surfactant en alle premixe, voer, medikasie, additives, basically enigiets van A tot Z. Right, daar het julle, ek gaan vir die videoetjie se link stuur en dan gaan ons comment en dan sit jy jou nommers en alles daar. Okay. En dan kan julle bel of 'n Wilco of 'n Duin en dan sal hulle vir jou voer uitsort in mengers en masjiene. Ons bou hamermeel, eintlik bou ons 120 verskillende masjiene. Ja. Maar ek het daar reeds met Wilco gepraat oor dit. Soos daar's klomp goed dat jy kry voer en dan kry jy voer. Ja. En die meer wat jy aandoen, as jy soos daai koelers opsit, die kwaliteit van jou pil, wat oom gepraat het oor die pap, daai tipe ding. Jy die fyner van jou hamermeele, hoe sny hy? Sny hy te fyn, sny hy te groot, speel dit 'n rol. Hoe jy jou molasse ingooi, kry jy klonte molasse, maak jy hom, kry jy distribusie. Dis ons het nou net oor 'n nuwe menger oor die menger gepraat, ja. Dis die grootste ding vir my, mengers distribution. As jy distribusie kan kry, as ons 'n poeier gooi, daar's baie poeier wat ek gooi. Jy gooi 1 kilogram op 'n ton. Ja, hoe versprei jy in die menger? Jou premix, jy gooi 5 kg op 'n ton. Dis 0.5% van daai rantsoen. Hoe kry jy distribusie en daai is belangrik dan ook. Nou ek kan sê Dr. François Krots gebruik ons masjiene. Jy ken hom. Ja. Dis die ou met die hoenders. Ja. Wat het jy gesê? Dis die tweede beste ou in hoenders. O nee, ek het gesê ek dink François Krots seker een van die beste. Toe sê ek om veilig te wees, kom ons sê François Krots is die tweede beste ou met hoenders. Doen proewe hier by Klipkraal Landgoed. Ja. En Klipkraal doen ongelooflik met hulle proewe met hulle goeders, ja. So en hulle kyk na daai goed. Vir daai groot fabrieke, ek sê daai ouens met 40000 ton. Distribusie en spoed en al daai goed is baie belangrik. Vir elke kilogram, elke kilowatt maak saak. As dit 1 ton is dit so R20. Ja. Al 20 maal 40000. Julle daar het julle, baie dankie en geluk met jou masjien. Jy moet net weet, dis nou die tweede beste pilmasjien wat in Afrika gebou word. Ja, want ergens kan iemand sit in die veld en 'n beter masjien bou. Dis hoogs onwaarskynlik, maar dit kan dalk, ja. So hy moet net, die ou wat sê hy bou die beste masjien. Hy sal baie goedkoper wees. Right reg julle, dankie. Dankie dat julle ons videoetjies kyk en gedra vir julle. Soet wees.